was nie perikope nie, daar was nie verse nie, alles was so aan een, maar kom ons baie keer mooi sien, ons het gisteraand gelees, hoofstuk 1 was in die maand van Kislew, en hoofstuk 2 in die maand van Nisan, waar 4 maande verloop, en nou sien ons ook verder hoe gebeure voortsit in hoofstuk 2 en 3, en hoe dit by vanaand se gedeelte aansluit. In ons eerste boodskap het ons gesien, herlewing begin waar God die hart breek, en gisteraand het ons gesien en gekyk ook, wanneer God 'n las op jou in my hart kom sit, hiermee dra nie net die inligting, hoe gaan dit met Jerusalem nie, maar dit word vir 'n persoonlike las op sy hart, dat hy net begin bid nie, maar ook begin werk en arbei en gehoorsaam is aan die roepstem van die Here. Here, sy mense saambou, dit is ons oorkoepelende tema, of vanaand se tema na wat ons gaan kyk, en hierdie boodskap is ook vir ons belangrik in Pinkstertydperk, wanneer ons dink aan Handelinge 2, die uitstorting van die Heilige Gees en wat daar gebeur het. Dit was nie maar net elkeen het sy eie ding gaan doen en gaan maak, en net sekere van hulle die Heilige Gees gekry, net sekere van hulle het opgestaan en aangegaan met die woord, maar dit is so mooi in Handelinge 2, vers 42 sê dit, en hulle het volhard in die leer van die apostels, en die gemeenskap, en in die breking van die brode, in die gebede. As een het hulle saamgestaan, saamgeywer, saamgewerk, en ja, nou kyk ons vanaand ook in Nehemia, want wanneer ons kyk na die herbou van die muur, was dit amper oornag en die muur was herstel. Dat die mense wat eers spot gedryf het, en ons sal nou môre aand na dit kyk, wat spot gedryf het en gesê het, as 'n jakkals teen hierdie muur sal opspring, sal hy opvang. As die mense wat met hulle monde oopgehang het, hoe vinnig hierdie muur herbou was, en ja, dit was 'n wonderwerk, want God het gebou, maar ook omdat elkeen hulle kant gebring het, en saamgewerk het, en saamgebou het, wanneer dit kom by die werk van die Here. Kom ons lees daar saam Nehemia hoofstuk 2, vanaf die 17de vers. Daarop sê ek vir hulle, julle sien die nood waar ons in is, dat Jerusalem woes lê en sy poorte met vuur verbrand is. Kom, laat ons die muur van Jerusalem opbou, dat ons nie langer 'n voorwerp van smaad kan wees. En ek vertel hulle van die hand van my God, wat goed was oor my, en ook van die woorde van die koning wat hy my gesê het. En hulle sê, ons sal ons klaarmaak en bou. En hulle het hulle hande sterk gemaak vir die goeie werk. Maar toe Sanballat en Hieroniet en Tobia, die Amoritiese kneg, en Gesem, die Arabier, dit hoor, het hulle ons bespot en ons verag en gesê, wat is dit vir 'n ding wat julle doen? Wil julle teen die koning rebelleer? Toe antwoord ek hulle en sê vir hulle, die God van die hemel, hy sal ons dit laat geluk, en ons, sy knegte, sal ons klaarmaak en bou. Maar julle het geen deel of reg of gedagtenis in Jerusalem nie. En Josap, die hoofpriester, het hom klaargemaak met sy broers, die priesters, en hulle die skaapspoort gebou, hulle het dit geheilig en sy deure ingesit, verder tot by die horing Hamania, wat hulle geheilig het, tot by die toring van Hananiel, en naas hom het die manne van Jerigo gebou, en daarnaas Sakur, die seun van Imri, gebou, en die vispoort het die seuns van Senaa gebou, en hulle het die balke uitgelê en sy deure, sy sluim en sy grens, die seun van Uria, die seun van Hakos herstel, en naas hulle het Sulam, die seun van Beregia, die seun van Mesabiel herstel, en naas hulle het Sadok, die seun van Baana herstel, en naas hulle het die Tikoniete herstel, maar hulle vername manne het hulle nek nie gebuig onder die diens van die Here nie. Net tot sover uit onfeilbare woord van die Here. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Hemelvader, Here, ons eer U hierdie aand vir die groot en wonderlike voorreg dat ons by mekaar weer kan wees. O Here, hoe lieflik is die gemeenskap en die liefde en die eenheid wanneer U kinders saam wandel. Here, wanneer ons verskille, ons uitkyke een kant sit en ons oë kom plaas op die een wat ons verenig en saamstel, en dit is U, Here Jesus Christus. Dankie vir 'n aand dat ons U woord kan open en deur die boek van Nehemia saam wandel met die Pinkstertydperk. En o Heilige Gees, ons wil kom vra dat U ons sal kom wys en oortuig vanuit U woord waar ons tekort kom. Wat ons ook in hierdie aand nodig het. Dat ons bereid sal wees om neer te lê waar ons ontbreek en op te neem en te doen soos U van ons af verwag. O Here, kom seën ons en word U ook verheerlik. Ons bid dit in Jesus se heilige, kosbare en dierbare naam. Amen. Nou, liewe vriende, vanaand kyk ons na die eenheid wat die volk gevorm het, en ons sien wanneer God weer bou, maar besonder wanneer God sy mense
saam bou, saam opbou as 'n eenheid wat saam staan en saam ywer. Ons gaan later in die spesifieke detail kyk, waarom kon hulle so vinnig bou? Omdat elkeen hulle kant gebring het. Nie een het die werk nagelaat van die Here nie. Elkeen het voor sy eie huis daai stuk muur opgebou, sy eie gedeelte bygelas. Maar saam is dit die muur van die Jerusalem wat daar herstel is en opgebou was in so 'n kort tydspan, dat elke teestander moes erken het dat God hier gewerk het. En is die oproep vanaand ook dat ons as kinders van die Here nie alleen in ons eie mag en krag kan werk en ywer nie. As ons vanaand elkeen ons eie planne, ons eie gedagtes en ons eie begeertes moet uitvoer, sal 'n gemeente glad en al nie kan staan. Selfs die Here Jesus Christus sê dat 'n huis wat in homself verdeeld is, nie kan bly staan nie. En jy ken die uitdrukking dat elke skakel, ketting soos ons van praat, miskien 'n ketting is net so sterk soos sy swakste skakel. En daarom, liewe vriende, is dit waarlik vanaand belangrik van Christus self. En daarom vanaand se doel van hierdie boodskap is dat ons as in u werk. Nie net Here, bou die gemeente, Here gebruik iemand nie net Here laat ander bou nie, maar Here, waar moet ek my plek, my verantwoordelikheid, my pos vir Christus inneem? En dit bring ons vanaand by ons eerste gedagte van 5, na wat ons gaan kyk. Maar daar nie oor sit, ek sit maar vir my oor, Hendrik, ekskuus. Laai so 'n bietjie, daar kom hy nou by, so 'n bietjie agter. Ons eerste gedagte vanaand, God bou sy mense saam deur 'n gedeelde visie. Nie 'n verdeelde visie nie, 'n gedeelde visie. In vers 17 van hoofstuk 2 het ons gelees, daarom sê ek vir hulle, julle sien die ellende waarin ons verkeer, dat Jerusalem woes en sy poorte met vuur verbrand is. Kom en laat ons die muur van Jerusalem opbou, dat ons nie langer 'n voorwerp van smaad kan wees nie. Let hier op dat hierdie paar dae wat ons nou kyk vanuit Nehemia en daaroor praat, daar gesels, het dit begin in die hart van een man, maar dit het nie by Nehemia alleen gebly nie. Later dan roep hy die volk om ook raak te sien wat hy raak sien, en dit het ons gisteraand hanteer. 'n Las wat God op ons hart kom plaas, wanneer ons oë nou gerig is op die dinge van die Here en nie meer langer op onsself nie. En toe die volk as een man hulle oë lig op die taak en die verantwoordelikheid wat voor hulle lê, kon hulle waarlik die visie deel vir God se plan wat voor hulle is. Die eerste ding wat ons sien is dat God sy mense saambou deurdat hulle een visie, een gedagtegang deel. Nehemia het die las wel ontvang, Nehemia het gebid, Nehemia het by die koning toestemming gekry, Nehemia het na Jerusalem toe gegaan, Nehemia het die mure in die nag ondersoek, maar nou kom die oomblik waar hy nie meer alles alleen kan doen en dra en maak nie. Hy moet die volk betrek. Hy moet die volk betrek. En let op hoe hy met hulle praat. Hy sê, julle sien die ellende waarin ons verkeer. Hy lig hulle harte om dieselfde nood en behoefte raak te sien. En dit is ook wat ek vertrou dat die Here in hierdie Pinkstertydperk vir een en elkeen van ons sal kom doen. Dit help nie dat net een van ons vanaand sit hier met 'n visie, net een van ons sien vanaand die ellende van Brakpan, die ellende van ons, kom ek noem dit maar ons omgewing en in ons huishoudings raak. Maar dat ons saam die probleem moet raak sien, saam inslag gee en saam ywer vir die werk van die Here. Hier sien ons, hy identifiseer homself met die volk Nehemia. Hy staan nie bo hulle asof hy een is wat alles reg het en hulle alles verkeerd het nie, maar inteendeel sê hy, ons is in hierdie toestand, ons is in hierdie smaad en ons moet nou saam voor God kom. Dan wys hy werklik wat sy gedagtegang is. Jerusalem lê woes, die poorte is verbrand, die volk is 'n voorwerp van smaad teenoor die ander volke, en Nehemia begin nie net met 'n valse mooi prentjie. Hy sê nie alles is eintlik goed nie. Hy probeer nie die toestand mooier maak as wat dit is nie, maar hy kyk die werklikheid in die oë, maar hy bly ook nie net by die probleem nie. Hy sê, kom,
Kom, laat ons saam ywer vir die werk en vir die saak en die taak van die Here. En dis die oproep vanaand vir ons ook as kinders van die Here. Liewe vriende, dat ons dieselfde vir ons harte vanaand moet neem. 'n Gemeente word nie gebou deur een predikant alleen nie. Dit word nie gebou deur die kerkraad of deur die susters of bestuur of 'n kommissie alleen nie, maar die kerk word gebou deur kinders van die Here wat getrou saam een visie, een missie en een gedagtegang deel. Ja, ons kan verskillende uitkyk hê. Ons kan vanaand sê vir die volgende funksie met die tafeldoeke pink wees en die ander voel blou. Dit maak nie saak aan die einde van die dag. Dit gaan nie oor vanaand wil ons hê die preekstoel met 'n rooi lap hê of een van die blou of daai ek wil sê cream soos die Engels sal sê lap nie, maar dit gaan daaroor dat wat is ons begeerte vanaand wanneer dit kom by die werk van Christus. Dat ons sal begeer dat daar weer siele by die kruis sal uitkom. Dat ons sal begeer dat gesinne herstel word en saam die Here begin soek. Dat ons sal begeer dat God se waarheid en geregtigheid nie net in hierdie 4 mure bly waar dit gepredik word nie, maar by die skole, by die besighede en in elke huishouding in Brakpan uitgedra en verkondig sal word. Die Here bou sy gemeente deur sy hele liggaam. Ja, party van ons bid, ander besoek, ander leer kinders, ander bedien teen koffie, ander sing, help met die klankbak skoon, finansiëel, ander moedig ander weer aan, party mense in gebed wat niemand anders van weet nie. Party dien agter die skerm sonder erkenning, maar almal is deel van dieselfde werk. Die vraag is nie net wat is vir jou en vir my om aan te bou en aan te werk. Moet meer doen, die kerkraad moet meer doen, die dominee moet meer doen, iemand moet iets doen. Maar Nehemia se oproep is nie iemand moet bou. Hy sê, kom, laat ons bou, laat ons ywer. En hierdie selfe oproep ego vanaand nog steeds tot u en tot my as 'n gemeente, nie van Nehemia af nie, maar van die Here self. Ja, Nehemia was dalk die dryfveer, maar die wind in sy seile was God self. Dit is die begeerte en die oproep van God dat sy kerk weer moet opstaan en ywer vir dit wat saak maak. Nie die kleiner saakies wat lekker en wonderlik is en ook moet gebeur. Die heerlike tye van klets en gesels en kuier is kosbaar, maar nie waar ons fokus vanaand moet val. Ons kan nie vanaand in genot verkeer en maar net lekker tye geniet, terwyl die huis van God, die mure van Jerusalem, as ons die beeld mag gebruik, stikkend lê en op die grond is. Ons kan baie maklik oogklappe aansit en hier saamkom, lekker saam sing, lekker diens hou, alles loop mooi by die kerk, maar wat gaan aan wanneer ons by die deure uitstap? Wat gaan aan in ons eie huise? Wat gaan aan in my buurt, by my buurman wat hier langs my bly of daar oor kan die pad? Wat gaan aan hier in Dalpark, in Minnebron, in Brenthurst, in al die areas wat hier reg rondom ons val? Wat gaan aan in die besighede hier in Brakpan, in die skole, in die gemeenskap, in die winkelsentrums? Terwyl ons hier onsself kan geniet en in genot vergaan, is Brakpan besig om te verkrimp in ellende, nog te sê Suid-Afrika. En daarom kan ons nie maar net gemaklik terugsit en sê ons dien die Here en ons is tevrede, terwyl die poorte, die werk van God hier buite nie aandag aan gegee word. Dan kan 'n muur van bakstene, een baksteen by sy eie is klein, dit beteken niks nie. Ek kan wel eintlik al vir jare bakstene dop, ons begeer om hier nog te pyf hier aan hierdie kant, en as ek ergens sien, hier staan 'n hoop bakstene, en hier lê 2 bakstene, en hierdie gebou het 'n paar bakstene hier, en as mens begin sien, dan lê daar so baie bakstene reg rondom brand. Doelloos, beteken niks. Een baksteen by homself het geen doel nie, hy kan niks verrig. Elke boef gooi sy naby kom en dis waar dit eindig. 'n Baksteen is nie gemaak om rond te lê nie, hy's gemaak om ingebou te word. Soos 'n kind van die Here ook gemaak
om nie los te wees van die liggaam van Christus nie. God red ons persoonlik, maar hy voeg ons by sy kinders. Hy bring ons in die liggaam, hy bou ons saam, en daarom moet elkeen vanaand vra, Here, waar is my plek in die muur? Waar is my plek in u roeping vir my lewe? Die dag wat God my lewe uit genade uitred, kan ek nie terugsit en sê, wonderlik, nou gaan ek hemel toe. Dis nie die einde van my geestelike wandel nie, dis die begin. Maar waartoe vorentoe nou? Efesiërs 4 vers 16 leer van ons, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam bevind, deur die ondersteuning van elke lid gee volgens die werking van afsonderlike dele in sy maat, die goeie van die liggaam moet bevorder vir sy eie opbou in liefde. Let mooi op, die liggaam groei wanneer elke deel sy werk doen en verrig. Nie wanneer een deel alles doen, nie wanneer sommer kyk en maar net aanslag het, nie wanneer mense net ontvang maar nooit dien nie, maar wanneer elke lid sy plek inneem, sy werk verrig in die liggaam van Christus, is wanneer groei en ywer plaasvind. So bou God sy mense saam deur 'n gedeelde visie en uitkyk vir sy saak en sy werk. En liewe kind van die Here, dis nie vanaand die gemeente wat by die dominee se planne en uitkyk moet inval. Dis nie vanaand die gemeente wat moet hoor wat sê die kerkraad en wat is hulle opdrag en hulle begeerte nie. Vanaand val ons nie in by 'n kerk of organisasie of by 'n persoon nie. Vanaand is die oproep dat ons sal inval by die werk en die ywer van Christus. Paulus lê vir die gemeente voor en hy sê, ek het myself voorgeneem om niks ander onder julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Dit breek my hart as ek sien hoe kinders van die Here kan beklei en stry oor nuttelose goed, nog te sê oor teologiese debatte. Ons kan vanaand ure praat oor, is dit hierdie doop of daardie doop? Ons kan praat, is daar 'n wegraping voor, mid of na? Ons kan vanaand praat, kan 'n kind van die Here weer verlore gaan of nie? Ons kan al hierdie debatte voer in 'n mooi gees. Maar wanneer ons by hierdie goed gaan begin vashak, die goed gaan begin redeneer en stry, terwyl die werk van God op hande staan en niks gebeur nie, maak ons onsself doelloos. En vereerd vanaand bieg hoe baie alles. En dan wil jy nou vir hom wys, jy's reg en hy's verkeerd, ek het kennis en jy's onkundig. En ek kan vir u sê, het ek nie minute nie, ure gemors, om met 'n persoon te redeneer en te stry, om myself reg te wys, want ek dink ek moet die evangelie verdedig, ek moet God se saak verdedig. En ek redeneer en stry en ons gaan in sirkels, tot ek so moedeloos is om te luister, ek druk my hande in my sak, en ek begin rond te kyk, terwyl die persoon maar dieselfde ding herhaal en weer sê. En terwyl ek rondkyk, let ek op, hier word my tyd gesteel deur nuttelose goed, wat geen saligheidswaarde by homself het nie, terwyl die ander siele verbykom. En daar wys die Here vir my, Ludolf, wil jy reg wees, of wil jy siel vir my wen? En dit is die ding, liewe vriende, wat ons soms moet bieg en buig. Daar is 'n plek en tyd vir alles. In bidure gesels ons lekker in diepte, en ons deel vrae en ons moed, dis wonderlik, dis nodig. En ons kan verskil in sekondêre sake. Maar dit is nie vanaand waar ons moet vassteek en ons fokus moet hou, maar op siele. Op kinders, of verlore persone daar buite, in te bring en kinders van God te maak, hulle te leer van Christus se waarheid. Dit is hoekom Paulus daardie woorde sê. Ek het myself voorgeneem om niks anders onder julle te weet, niks anders. Wat hy sê is uitdruklik, hy nie wil praat oor enige teologiese debatte nie, niemand hy nie kan nie, niemand hy nie die kennis het nie, maar om aan die einde van die dag, dit nie mense in die hemel gaan bring. Ek het myself voorgeneem om niks anders onder julle te wees, te ken, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Dit is ons boodskap vanaand, dis ons doelstrewe, dis ons uitkyk. En dit is hierdie boodskap wat oor kerklike grense moet gaan. Of ek vanaand EG, NG, GP, PPK, wat ook al afkorting ek vanaand wil hê, dit moenie gaan oor die sekondêre sake nie, maar wat kan ons vir Christus se ywer doen? Dit gaan nie oor wat 'n kerk sit vanaand die volste nie, maar ons strewe, ons doel moet wees om die hemel eendag oorbevolk te maak,
sal dit nie kan regkry nie, maar dit moet ons doeleinde wees. Om te sê, Here, 1 siel, maar gee my nog een. 2, gee my nog een, Heer. 4, gee my nog een. Daai strewe en daai dryf na God se werk en saak, dat ek die hel sal leeg bid en ywer en die hemel sal vol werk vir God en vir sy koninkryk. Dit is wat ons kan bereik deur die genade van die Here, deur die instaatstelling van die Here, wanneer ons ophou ons fokus plaas op verskillende sake en dinge en mense en goed en ons oë rig op Christus, sy doel, sy werk, sy koninkryk, sy eer. Dis tot wat die Here vanaand vir jou en vir my as sy kinders kom roep. Ek het al baie vir Charlies gesê, ek wil eendag net daar soos op die muur laat verf, dien die Here. As iemand vra, Dominee, wat dink jy van hierdie saak? Niks nie, dien die Here. Dominee, hoe gaan ons dit, dien die Here. Iemand vertel my eendag van Dominee Chris Cronje, hy was in die vroeë 60s, was hy daar in Springs gemeente, en iemand vertel vir my, die tannie bel hom op die landlyn, en Dominee Chris Cronje was bekend as 'n stomp, kort af, reguit oompie. En die tannie vra, Dominee, wat dink jy van die doop? En hy antwoord die foto en hy dit vra, en hy sê, niks nie, en hy druk dood. Dit is hoe die manne daar was, dit gaan nie oor die sekondêre goed nie, ja, daar is 'n plek daarvoor. Maar vanaand word ons geroep, dien die Here. Mag ons oë en ons fokus op Christus gebou is. Maar dan in ons tweede gedagte vanaand, sien ons ook, God bou sy mense saam deur gehoorsame reaksie. Ons sien in vers 18, en ek het hulle te kenne gegee hoe die hand van God goed oor my was. En ook die woorde van die koning wat hy met my gespreek het, toe sê hulle, laat ons opstaan en bou. Hulle het hulle hande sterk gemaak vir die goeie werk. Hier sien ons die tweede manier waarop God sy mense saambou, deur 'n gehoorsame reaksie. Die oproep kom, die verantwoordelikheid is vir hulle voorgelig, hulle hoor die nood, hulle sien die behoefte, maar hoe reageer hulle nou daarop? Nehemia wys nie net vir hulle die nood nie, hy getuig God se hand wat in hierdie wêreld is. Die een van die kragtigste sinne wat ons in hierdie gedeelte kry, wanneer ons hoor, laat ons opstaan en bou. Nie laat ons daaroor dink nie, nie laat ons wag en kyk vir 'n beter tyd nie, nie laat ons eers kyk wie anders dit sal doen of help vir ons inspring nie, nie laat ons eers ander planne maak en beraam nie, nee, laat ons opstaan en laat ons bou. God se werk vra nie vanaand net vir jou en vir my af emosionele gevoel. Dit vra werklik gehoorsaamheid. Dit vra nie of ons kan in ons diens geraak word, ons kan traan hê, ons kan sê die Here het in my gepraat, ons kan sê dit was 'n mooi boodskap, ons kan sê ek voel die Here roep my, maar die vraag is, wat doen ek daarna? Dit help nie, die boodskap het inslag, soos deur Jesus daarvan praat van die verskillende tipe gronde waarop die saad gesaai word. Een van daardie gronde is grond waarin dit geval het, dat het wel saad geskiet, maar was oppervlakkig. En die eerste briesie, die eerste wind, het dit weggewaai. As God se woord vanaand op u in my hart val, moet dit diep inslag hê. Moet dit persoonlik begin. Daarom die vraag, wat doen ek met God se woord vanaand? Ons sien die behoefte. Ons het dit nou identifiseer in die vorige boodskappe, in ons eie gemeenskap, in ons eie gemeente, in ons eie area, maar wat gaan ons nou daaraan doen? Dit help nie, ons sien nie die nood nie, maar nou roep die Here, ons het 'n gehoorsame reaksie. Liewe vriende, daarom moet ons vanaand miskien vra, praat die Here vanaand met jou oor iets prakties. Miskien praat hy met jou oor jou eie huis en hoe dit daar gaan, hoe jy as man u huis reg moet regeer, hoe jy as vrou moet intree as hulp, hoe u kinders die Here volg en dien en wat daar moet gebeur. Miskien praat hy met jou oor jou huwelik. Jy wag dalk net dat die ander persoon eers moet verander, voor jy verander. Eers moet hulle regkom, dan sal ek regkom, maar vanaand wil die Here sê dit begin by jou en by my. Dalk praat die Here vanaand oor jou en my gebedslewe. Jy weet dalk al lank die Here roep jou na 'n dieper gebedslewe, 'n dieper wandel met hom. Jy weet jou geestelike mure se plekke lê oop, daar is skere, daar is vatbaarheid by jou. Jy weet dalk daar is verslapping, maar die vraag is, gaan jy net skuldig voel of gaan jy opstaan en bou? Liewe vriende, ons, en ek lê klem waarlik op ons, ek sluit myself hierby in, word konstant deur God se woord, Sondag in, Sondag uit, Woensdae uitgedaag tot 'n dieper wandel, 'n meer oorgegewe lewe, 'n heilige wandel met Christus. Maar as daai uitdaging nie te harte gaan nie,
As daar nie 'n reaksie getoon word vanuit ons harte nie, beteken dit niks nie. Dan bly dit maar eenvoudige woorde op papier en nie 'n werklikheid wat in ons lewens gebeur nie. En ek kan vanaand vir u sê, dit gaan nie begin by die persoon wat links of reg van jou sit nie. Dit kan nie ek wees wat sê eers as my man of my vrou of eers as hierdie persoon of daardie persoon verander, dan sal ek verander nie. Nee, vanaand is die oproep dat die reaksie by jou en by my moet begin as kind van die Here. Dink aan iemand wat by die dokter kom. Die dokter wys vir hom die probleem wat daar is. Hy gee vir hom die toetsuitslaai, verduidelik vir hom presies wat verkeerd is, die behandeling wat hy nodig is. Hierdie persoon kan gaan sê, dit was 'n baie goeie dokter, ek het alles mooi verstaan wat hy verduidelik het, maar as hy nooit die behandeling volg, gaan sy bewondering vir hierdie dokter hom niks kan help en niks vir hom beteken. Vanaand in hierdie Pinkstertydperk kom openbaar God, nie net vir jou en vir my die nood daar buite nie, maar die nood in ons eie harte. Die nood in ons eie gemeente, die nood in ons eie huise. En die vraag is, wat gaan ons hiermee doen? Wat gaan ons hiermee maak? Gaan ons 'n guldige geleentheid, wat God wil gebruik om inslag in jou en my lewe en huis en gemeenskap te kry, verby laat gaan? Of gaan ons vanaand reageer op die oproep van God, wat tot jou en tot my kom? Jakobus 1 vers 22, vermaan ons wanneer dit sê, en word dan daders van die woord, en nie net hoorders, hoor mooi, wat julle self bedrieg nie. Ons kan hoor, ons kan luister, ons kan dit prys, ons kan notas maak, maar as dit nie my 'n dader maak van daardie woord nie, bedrieg ek en u vanaand onsself. Dit is moontlik om baie te hoor en min te doen. Dit is moontlik om geestelik ingelig te wees, maar ook nog steeds ongehoorsaam te bly. Maar wanneer die Gees van God waarlik in jou en my hart begin werk, wanneer daardie oortuiging by ons begin, dan en dan alleen bring dit gehoorsaamheid, liewe kind van die Here. Maar derdens vanaand sien ons, God bou sy mense saam deur elkeen se plek in die werk. In vers 28 van Nehemia 3 lees ons bokant die bedepoort en die priesters herstel, elkeen teenoor sy huis. Hier is waar die geheim lê hoekom die poorte so vinnig herbou was. Ja, dit was sonder twyfel die werking van God. Ons kan nie vir 'n oomblik wegvat dat hier 'n wonderwerk geskied het en gebeur het. Maar die opdrag wat uitgegaan het aan die volk was, elkeen moet voor sy eie huis bou. Daar waar die muur stikkend is, voor jou eie huis moes jy bou. Maar dink gou vir u vir 'n oomblik in, dat een man is gehoorsaam en hy bou perfek en wonderlik die gedeelte voor sy muur, maar sy buurman doen niks daaraan. As die vyand aanval, is by sy voordeur. Ja, dit is vanaand 'n oproep dat elke kind van die Here hierdie woord van God ten harte moet neem, dat ons moet ywer en werk en staan in die verantwoordelikheid van God, dat ons waarlik ons hande moet inspann om die mure van God te herstel. Maar alhoewel dit vanaand by ons begin, kan dit nie by ons bly nie. Dit moet oorsteek na my buurman, en as ek sê buurman, praat ek nie net van die persoon wat oor kan die pad van jou bly nie, maar daardie persoon wat langs jou in die kerk sit. Daardie een wie se hand jy elke sonnagoggend skud. Daardie persoon by wie jy om 'n koffietafel verkeer. Daardie persoon, as hy nie ook inslag het en sy gedeelte bring nie, kan ons muur hoe mooi opgebou wees, wonderlik wees, maar die kante daarvan het skeure, inslag vir die vyand. Daarom word ons opgeroep, liewe kind van die Here, om nie hierdie las alleen te dra, om nie net vir myself te sorg en oor te sien, maar ook vir medekinders van God, vir hulle werk, hulle verantwoordelikheid. En daarom behoort, ek lê klem op die woord, behoort die kind van die Here vermaaning lief te hê. Vermaaning is korrigering. Dit was my indrukwekkend, ek onthou lank terug, een sondagoggend toe ek daardie woord vra, wat beteken vermaaning? Kon ek sien, dit gaan bietjie oor die gemeente se koppe. En iemand sê toe op 'n tyd, dis wanneer jy iemand vasvat. Hoor mooi hoe sien 'n volwassene dit raak, is wanneer jy iemand vasvat. En nie lank terug nie met 'n kinderdiens. Toe vra ek vir die kinders, weet julle wat beteken die woord vermaan? En uit 'n kind se mond uit kom hierdie woord. Dis wanneer jy iemand reg help. 'n Kind identifiseer dit baie mooier as wat 'n volwassene doen. Waarom? Want ons is baie keer hardkoppig, eie sinnig. Ek het nie 'n fout nie.
Om te erken ek het 'n fout sal my swak maak. Maar nee, liewe kind van die Here, ek en u moet oop wees, nie vir die oortuiging van 'n mens nie, maar vir die oortuiging van God. Maar God gebruik baie keer 'n mens. Vat die voorbeeld van Dawid. Vir 3 en 'n halwe jaar plus minus, na hy oorspel gepleeg het met Batseba en haar man laat vermoor het. Vir 3 en 'n half jaar gaan hy aan asof niks gebeur het. En na daai tyd stuur die Here 'n man, 'n profeet met die naam Nathan, om vir hom te kom wys, Dawid, jy is daardie man wat gesondig het. Die Here gebruik ander kinders van die Here om met jou en my te praat, om ons te vermaan, nie om ons uit te trap nie, maar om ons geestelik te help in ons lewens in te bou. En daarom, liewe kind van die Here, word ek en jy eerstens opgeroep om oop te wees vir vermaaning, maar ook bereid te wees om dit toe te pas. Ons almal ken die woorde van Matteus 5. Moenie oordeel nie, en dan stop ons daar. Sien, kind van die Here mag nie oordeel nie, so ons moet almal maar net los. Maar wanneer ons daardie gedeelte verder lees, dan sê dit, voor jy die balk, of skies nog die splinter uit jou broeder se oog uithaal, haal eers die balk uit jou eie oog. Maar dan lees ons mis, die splinter moet nog steeds uitgehaal word. Nie geïgnoreer word nie, uitgehaal word. As ek sien 'n broer of suster in Christus struikel, as ek sien die werk van God gaan nie voort in hulle lewe nie, het ek die verantwoordelikheid om my hand uit te steek, om 'n knie buig in gebed en daardie persoon persoonlik vir God op te dra, om vir hulle liefde te betoon. Die woord moedig ons aan mekaar se laster. Ek gaan ons 'n bietjie uitpraat oor ons as 'n gemeente verstaan en begrip vertrou ek vanaand. Dit was vir my skokkend toe ek by een Bybelstudie vra, wat beteken dit om ander lief te hê? Die antwoord wat ek kry is, jy moet hulle lief hê. En dit kom my daarby, ons weet nie altyd wat praktiese liefde beteken en betoon nie. Ja, ons weet liefde tussen 'n man en 'n vrou en liefde van 'n vader aan 'n kind of 'n moeder van 'n kind. Maar wat is liefde in die gemeente onder kinders van die Here? En liewe vriende, vanaand herinner my tyd, my moeite, en hier kom 'n moeilike een, my vrymoedigheid. Dit is nie maklik om met iemand te gaan praat en te deel. Dit is nie maklik om verskoning te vra en vrede te bewerk en eenheid te bring in God se werk. Maar dit tot wat die Here vir jou en vir my roep. Verdeeldheid laat van God tot stilstand kom. Eenheid laat hy werk voortsit en voortgaan. As hoofstuk 3 sou lees van Nehemia, sal u sien, dit is die vreemdste name wat hier voorkom, en ons dink, dis maar net 'n geslagsregister. Dis maar net 'n paar name wat hier genoem word, ons kan dit oorblaai en dit beteken nie vir ons veel nie, glad en al. Hier word genoem wat elkeen se taak, elkeen se verantwoordelikheid was, wat hulle vir die werk van God moes voorsit en doen. Vers 28 van hoofstuk 3 sê, elkeen teenoor sy huis. Dit is 'n besonderse praktiese beginsel. God se werk begin dikwels reg waar jy is. Ons hoor die woord gaan dan heen en maak disippels, en ons dink dit beteken ver oor grense, maar dit begin ook hier in hierdie gemeente. Waar 'n kind van die Here wat al 'n pad met God stap, homself grootmoedig oor iemand anders om te help, om te sê, liewe kind van die Here, kom ek leer jou hoe om te bid, hoe om Bybel te lees. Kom ek vertel vir jou hoe die Here vir my oorwinning gegee oor hierdie probleem en hoe kan hy dit vir jou ook doen. Dit is die oproep vanaand. Jy hoef nie altyd eers ver te gaan om bruikbaar te wees nie. Begin by jou huis, by jou kinders, by jou huwelik, in jou straat, in jou wijk en area, by ons gemeente. Dit begin by die mense wat God reeds naby jou geplaas het. Hierdie is 'n beginsel wat die Fariseërs nie kon verstaan het. Vir hulle het jou naaste beteken die wat dieselfde as jy is. En die Here deur die illustrasie, deur die voorbeeld wat hy kom lig het van die barmhartige Samaritaan kom wys, jou naaste is die met wie God jou oor jou pad stuur.
Party mense droom oor groot bedieninge, maar hulle is ontrou in die kleinste gehoorsaamheid. Party mense wil ver gaan dien, maar hulle dien nie eers naby, ek wil sê waar dit tel nie. Party mense wil op 'n verhoog staan, maar hulle buig nie by die muur voor hulle eie huis nie. Nehemia 3 leer vir ons, bou die stuk muur wat God voor jou sit. Mag ek noem van gisteraand wat ons ook uitgelig het? Kyk waar vanaand die behoefte is. Kyk waar vanaand daar 'n skeur is in ons muur as kinders van die Here en voeg daarby aan. Liewe vriende, vanaand moet ons vra, waar wil die Here my gebruik? Here, wat 'n stuk muur lê U vanaand voor my? Vir party van ons is dit 'n stuk muur in ons gesin, in ons geestelike vorming, in ons huwelik, in 'n familielede se lewens, in 'n bediening in die gemeente, kinderbediening, jeug, besoekwerk, gebed, musiek, klank, administrasie, verwelkoming, barmhartigheid, en al hierdie goed kan ons vanaand voortdoen. Maar as God nie dit op my hart kom druk nie, as ek nie daarop reageer, beteken dit niks. En hou dit vir ons niks. Dink aan 'n legkaart, mooi wat uitgesit word, soms met 1000 of 2000 stuk. Een stukkie lyk klein, dit lyk nutteloos asof dit niks vergelyk met die res. Maar as daardie stukkie wegraak, ontbreek daar 'n gedeelte van die volle beeld wat uitgestraal. En ek en jy is soos daardie ligkaart. Ag, skielik op die ligkaart. Op ons eie dalk niks. Maar dit dra by tot die groter beeld en werk wat God vir ons as 'n gemeente ook vanaand in pad. Petrus vers sê net hierdie doen en hierdie verrig, is dit nutteloos en dit beteken niks nie. As my werk nagelaat word, moet iemand anders dit daarbey aanvul, en waar hulle aanvul, vol daar weer 'n ander gaping ook. Liewe gemeente, vanaand vra die Here ook vir jou en vir my, waar ons betrokke moet word, waar ons moet dien en waar ons vir hom moet uitstaan. Nehemia 3 wys vir ons mense uit verskillende agtergronde, beroepe, families, stande, wat saam dieselfde muur moes bou. Vers 8 sê, lees ons van 'n goudsmid en 'n salfbereider. Dit is interessant, hierdie mense was waarskynlik nie professionele muurbouers nie. Hulle het geen kennis besit van hoe om die sement aan te maak, die klippe te plaas en alles saam te bou nie, maar hier is hulle by die muur. Hoekom? Want die werk van God was belangrik as hulle eie persoonlike gemak, hulle eie persoonlike gewoonte, en ook daar kon hulle nie alleen staan en hulle eie werk maar net voortsit terwyl die werk van God ten gronde gaan. In vers 12 lees ons, en daarnaas het Salem die seun van Heloes, owerste van die halwe distrik Jerusalem herstel, hy en sy dogters. Hier sien ons self dogters wat genoem word in die herstelwerk. Die werk van God bring mense saam wat verskillend is, maar wat aan een roeping deel het. Priesters, werkers, leiers, families, mans, dogters, mense van Jericho, mense van Tekoa, mense met verskillende vaardighede. Nie almal in dieselfde manier nie, maar hulle dien dieselfde doel. Eenheid beteken nie almal is dieselfde. Ons hoef nie vanaand, en ons behoort nie vanaand, almal dieselfde uitkyk, benadering en gedagtes te hê. Ja, dieselfde doel om Christus te vereer, maar ons verskil. Ons verskil in ons ouderdom, ons verskil in ons persoonlikhede, in ons agtergrond, in die manier hoe ons dink. Maar ons verskil selfs in ons gawes, in ons smake, wat ons van hou en nie van hou nie, in ons ervaring. Ons verskil selfs vanaand in ons wonde, uit die verlede uit, in ons sterkpunte en in ons swakpunte. Maar ons dien vanaand dieselfde Here.
Een Here, een geloof, een evangelie, een kruis, een gees, een Vader, een roeping. Wanneer God sy mense saambou, laat hy ons nie rondom ons voorkeure verenig. Hy verenig ons rondom homself. Liewe vriende, hierdie punt is vir ons 'n baie praktiese insig vanaand. Een van die grootste gevare in die gemeente, as dat mense hulle persoonlike voorkeur groter ag as die werk van God. Dan begin mense dink, ek hou van hierdie styl, ek verkies daardie manier, ek hou van hierdie groep mense, ek wil net dien as dit volgens my voorkeure, my manier van dink en doen is. Ek sal help, maar net as ek kan besluit hoe. Ek kan nie saam met ander persone werk nie. Ek is 'n eie gaande persoon wat self op my eie manier dinge doen en my manier, en as dit nie my manier is, dan onttrek. Dis nie die hart van Christus vanaand. Ons moet hierdie verskille inteendeel aanwend tot die groter taak en werk van God tot wat hy ons roep. Ja, met ons eie aanslag, ons eie gawes, ons eie persoonlikheid, maar met God se groter doel in gedagte. Dink aan 'n orkes. 'n Viool klink nie soos 'n trompet nie. 'n Fluit klink nie soos 'n cello nie. 'n Trompet klink nie soos 'n klavier. As elke instrument probeer om soos die ander te klink, verloor hy sy uniekheid, sy skoonheid. Maar wanneer elke instrument sy eie deel speel onder die leiding van dieselfde dirigent, word die musiek een. Dit, liewe vriende, is hoe die gemeente van God behoort te ywer. As Christus as hoof, Heilige Gees as die instaatsteller en die een wat die gawes vir ons gee, die Vader word daardeur verheerlik, en elke lid speel sy deel in gehoorsaamheid tot God se groter plan. Efesiërs 4 vers 3 tot 6 sê, en ernstig strewe om eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. Dit is een liggaam en een gees, soos julle geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal julle almal is. Let op. Ons skep nie die eenheid van die gees nie. Die gees gee dit vir ons. Maar ek en u moet dit bewaar. Ek en u moet dit voortsit en ywer tot God se werk en plan. Ons laaste gedagte vanaand op die bord omkry. Ek dink daai punt, kom nou. God bou sy mense saam, maar nie almal wil saam bou nie. Ja, na al die positiewe, mooi, oproepende punte kry ons ook 'n negatiewe een vanaand. Een wat ons ook moet seker maak ons nie deel aan het. In Nehemia 3 vers 5 lees ons, en daarnaas het die Toekiete herstel, maar hulle vernames, met ander woorde die hoogste in die familie, het hulle nekke nie gebuig onder die diens van die Here nie. Hier kom ons by 'n ernstige waarskuwing vanaand. Nehemia 3 is vol mense wat bou. Dis 'n hoofstuk van deelname, diens, herstel en werk tot God se saak. Maar hier kom 'n gesin en 'n gedeelte van die volk wat sê nee, ons sal nie, ons wil nie, ons bied teestand, en die gedagte, die beeldspraak wat hier gebruik word, ons gaan nie ons nek buig nie. Die Bybel gebruik die woord hardnekkig, ons ken die woord hardkoppig. Hardkoppig om my eie manier van dink en doen dit voor te wil sit en nie te wil buig onder die autoriteit van God. En liewe vriende, weer wil ek sê, dit strek in tot een en elkeen van ons. Dis nie net vanaand die lidmaat, maar elke kerkraadslid, elke CVV bestuur, elke sonnaskooljuffrou en selfs die predikant. Dat elkeen van ons word geroep om die knie te buig tot God se werk en saak. Om my trots, my gemak, my selfbelang en my ongewilligheid te laat gaan vir die werk van God. Ons word geroep om te sterf in onsself. Dat my eie sinnigheid, my eie begeerte, my eie hart, my eie wil eenkant geplaas word en God eerste gestel word. Dit is die oproep wat Jesus gee wanneer hy sê dat ons kruis moet opneem en hom met volg. Vir ons het die kruis 'n mooi bedoeling van. Dit wys vir ons na Jesus ons verlossing. Maar daardie woorde van Jesus, neem jou kruis op en volg, was voor die kruise. Vir die Jode dit een ding beteken, dood. Wat Jesus daar inderdaad sê is, as jy my wil volg, moet jy sterf. Nie fisies nie, maar geestelik. Sterf vir jou drome, jou belange, jou ambisie, jou begeertes en stel
my eerste. Hierdie punt vra vanaand vir onsself ondersoek, liewe gemeente. Is daar dalk 'n plek waar ek my nek nie wil buig tot God se waarheid en woord? Is daar 'n diens wat ek as benede my beskou? Ek is nie vir dit gemaak of gedoen nie. Is daar 'n persoon met wie ek nie wil saamwerk of saam wil ywer in hierdie aand nie? Is daar 'n opdrag van die Here wat ek dalk uitstel? Wat hy al lank op my hart druk, maar ek hardnekkig is en teen dit teestand bied? Is daar 'n area waar ek weet ek moet gehoorsaam wees, maar ek bly weg? Ek bly skop teen die prikkels? Is daar 'n plek wat ek graag wil hê ander moet dien, maar ek self wil nie betrokke wees en God daarin verheerlik? Is daar trots in my hart wat my keer om my hande vuil te maak vir die werk van God in hierdie? Elke werk mag verskil, maar elke een is vanaand belangrik. Elke een is vanaand deur U ingestel en daar geplaas. Here, mag ons vanaand onsself beskikbaar stel onder U kragtige hand om te dien waar U ons wil gebruik, binne en buite die gemeente. En Here, mag ons vanaand, as daar dalk 'n plek in ons lewens is wat ons nog nie aangesterf het, dit vir U voete kom neerlê. Sê Here Jesus, hier is ek. Gebruik my net soos ek is. Dankie Here dat U eenvoudige mense soos ons wil gebruik. Net soos ons is. Vir U groot take. Dankie dat ons dit nie vanaand alleen hoef aan te pak nie, maar dat U, o Heilige Gees, ons in staat stel
En al wat U vanaand van ons sal vra, is 'n gewillige hart en 'n oorgegewe gees. Mag ons dit vanaand kom toon tot U diens, Here. Ons bid dit in die heilige, kosbare en dierbare naam. Amen. Liewe vriende, ek herinner vir u, daar's heerlike